wonderbaar. Hy is die raadsman, hy is die sterke God, hy is die ewige Vader, hy is die vredevors. Goeiemôre almal en baie welkom op hierdie heerlike herfsoggend. Kom ons staan vanoggend en ons sing die lof van die Here toe op hierdie lieflike Sondag. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my voet met briete krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juich ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juich ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juich ek saam met skare instrumente. Daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang. Daarom sing ek oor my lief vir U, o Daarom sing ek oor my lief vir U, o Kom ons roep die naam van Jesus, kom besing sy grote naam. Hy is Here, hy is koning, hy is die God van Israel. Hy is die lewe, weg en waarheid. In my hart is ek so vry. Hy beroof nie oorwinning.
Dankie, ek kan maar sit. Welkom, dit is lekker om julle almal te sien. Ek sien die man uit die noordweste uit is ook hierso, tikkie, dat jy hom losgelaat uit Ghana uit vir 'n slag. Het is lekker om julle almal te sien, het is lekker om by julle te wees, het is lekker dat hier al klaar 'n klomp mense hier op Facebook ook saam met ons is, en ek weet nou nog nie wat laasweek regtig gebeur het nie, behalwe dat die foon besluit het om al die data wat ek die oggend gelaai het op te vreet. So kom ons hoop hy hou vandag. Vandag is daar nou met 3 maal meer data. So die Facebook mense, welkom. En ons hoop julle word nie halfpad afgeskakel nie. Net so 'n paar afkondigings. Ons vra maar nog steeds voorbinding vir Altagreiling van Komga en ook vir Tannie Elida, Ilse se ma. En dan dink ook maar sommer in hierdie week, dis nou groot lydingsweek, dis Paasnaweek wat aankom, en dat mense tog maar ook wat by kerke versigtig sal wees, om nou nie te maak het ons 2 weke na, of 'n week na Paasnaweek, nou weer met 'n groot klomp siek mense sit nie. So bid maar vir hierdie komende tyd. Net herinnering, ek het nou gesê, dis groot lydingsweek, en vanjaar deel ons dit tussen ons en die Presbyteriaanse kerk. So môre aand, maandag aand en woensdag aand is by die Presbyteriaanse kerk, dis 6:00 die aand. Dinsdag aand en donderdag aand is hier by ons ook 6:00. So ons wissel om so tussen die 2 kerke. En die van julle wat vroeg op is, Sondagoggend, Paas-Sondagoggend gaan ons 6:30 hier voor die kerk, as dit nie reën nie, andersins binne in die kerk, 'n sonsopkomsdiens hê, en dan maar die goeie Vrydag nagmaal is hier by ons nog steeds normale tyd, 9:00 Vrydagoggend, Sondagoggend, Paas-Sondag, behalwe nou vir die sonsopkomsdiens 6:30 die oggend, is ons gewone diens eers 10:00. Maak maar 'n knoop in die oor, dit is 'n bietjie anders as wat ons gewoond is. Gewone diens is 10:00 en direk na die diens steek ons die vure aan en ons hou 'n bring en braai saam met die Presbyteriaanse kerk. As gewoonlik maar minderig mense oor Paasnaweek, so ons het gedink dis heel veilig om maar so iets te doen. Daar's in elk geval baie plek in spasie in die saal en by die braaiplek. So 10:00 Sondag na die 6:30 ene vir die wat in die dorp is, en dan 10:00 ons gewone Paas-Sondagdiens met die bring en braai direk daarna. Goed, verjaarsdag hierdie week. Vandag is Anne-Marie Francesco. Die 30ste is van Komga Marius Els. Die 2de April is ook van Komga Graham Breedske. Die 2de, dis sommer 3 mense die 2de. Dis ook Tessa Nepgen en Marius Potgieter ook van Komga. So hulle verjaar almal hierdie week, sommer voorlopig geluk aan hulle almal. Dan laaste lang ding, die meeste van julle het hom seker op die WhatsApp gesien en op die Facebook gesien. Kerkraad het hierdie week heen en weer so op die virtuele manier vergadering gehou, en daar gaan nie 'n bazaar gehou word die 1 Mei nie. Kerkraad het gevoel dis nog so 'n bietjie gevaarlik om so 'n tipe ding aan te gaan, maar ons gaan weer maak soos vir hierdie jaar met 'n klomp verskillende verkopings. Daar's klaar 'n klomp kerkraadslede wat verantwoordelikheid geneem het, en daar's bees wat verwerk gaan word, daar's skape wat verwerk gaan word, daar's al klaar heuning geskenk, daar's klaar vlakvarke geskenk, en al gaan nog wors en allerlei goed gemaak word, en nou is ons in julle hande as gemeente. Verlede jaar was ongelooflik, sonder dat ons 'n bazaar gehou het, met al die verskillende verkopings en projekte van die mense, is daar R95.000 ingesamel. Nou, ek hoor al klaar roemers van 'n deurry bazaar en sulke deurry verkopings. So kom ons kyk wat gebeur hierdie jaar, en onthou, geen poging of geen ding wat gedoen word is te klein nie. Ek is gelukkig nie so op hoogte met die syfers, die Hanlie is baie meer, sy ken al die syfers, ek hoor net so hier en daar 'n syfer, maar as ek reg is, dan was die insamelings wat gekom het verlede jaar, van 'n paar R100 tot, wel,
Op die einde was daar soos R13.000 vir 'n bees en al sulke goeders, maar so 'n klomp verskillende goed. Maar die paar R100 het ook bygedra. Die 95.000 het nie net uit een bees uitgekom nie. So, dink so 'n bietjie, waar kan jy jou gewig ingooi en wat kan jy doen? En onthou, die saal en die kombuis en alles is altyd beskikbaar as jy dalk 'n ietsie wil doen, en goed verkoop in die dorp of wat ook al. Kom praat maar net. Nou het ek eers heeltemal genoeg gepraat wat al die goeders betref. Kom ons gaan terug na die diens toe. En in Jesaja 50 lees ons hierdie mooi woorde van wat Jesaja sê hoe die Here met hom gepraat het. Die Here, my God, het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Vanmôre is ons ook hier om opnuut te luister. Nie net ter wille van onsself nie, ja, maar ook sodat ons kan groei, maar sodat ons ook dit wat ons ontvang uit sy woord uit kan gebruik om die wat moeg is, moed in te praat. Daarom groet ek julle nou ook met hierdie woorde. Dit gaan vanoggend oor Jesus. Dit gaan nie oor die dominee wat hier staan of wat ook al nie. Maar luister wat sê 1 Petrus 1. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in hierdie wêreld, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Amen. Is Palmsondag en ons het ons nou baie min kinders. Ek sê nou is daar juist vanoggend 'n paar hierso wat ek kon gebruik het, maar so ons het nou nie kinders soos in die verlede wat hier op en af hardloop op palmtakke nie, maar dit beteken nie ons kan nog nie in vreugde tot eer van die Here sing nie. So kom ons staan op en ons sing die Vlamlied 82, Hosanna. Dankie. Hy is so lekker, is amper jammer hy is so kort. Die mens voel net soos jy lus voel om te sing. Dan is hy verby. Ons verootmoediging môre gaan so 'n bietjie anders te werk. Ons gaan begin met 'n gebed. En dan gaan ek nou gewoon stil bly. Dan gaan daar tyd wees vir jou om in stilte te praat met die Here oor wat jy vandag by hom wil hoor. Wat hy vandag nodig het om ook vir jou te sê. En dan sal ek daarna verder bid en afsluit voordat ons na die woord toe gaan. So kom ons raak net stil voor die Here. Here Jesus Christus, ons weet dat u lewe onder ons 'n lewe van offer was. Dat u gekom het om die haat, vrees, geweld en boosheid in ons te genees. Dat u gekom het om die tafels van gierigheid en ongeregtigheid in ons ook om te keer. Vergewe ons wanneer ons u koms weerstaan, wanneer ons u verwerp en u veranderende stem in ons lewens probeer stil maak. Raak so 'n oomblik stil by jouself en voer hierdie gebed verder vir hoe dit jou raak vanmôre. Here, in die stilte kom ons na u toe. Wees ons genadig.
Moenie ophou om na ons te kom en ons te roep tot u lewe nie. Help ons om ons kruis op te neem en te leef in die krag van u liefde. Ja, Heer, wil u vanmôre met ons praat en opnuut vir ons roep, vir ons toevou in u woord. Wil u nou met ons praat as ons u woord oopmaak. In Jesus se naam alleen vra ons dit. Amen. Ons lees vanmôre gedeelte wat na die beste van ons wete eintlik 'n ou lied was in die vroeë kerk. Filippense 2 vers 5 tot 11. Kom ons, ek wil vra van julle wat julle Bybels het om hom oop te hou na die tyd, want ek gaan so 'n bietjie terugverwys na hierdie gedeelte toe. Dis 'n baie bekende gedeelte, maar bekende gedeeltes kan jy partymal juis verrassend tot ons spreek. Filippense 2 en ek lees vanaf vers 5. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar het hy homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het hy homself verder verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees net tot sover. Hier moet Palmsondag is dit baie maklik om net te fokus op die lekker jubeling, soos wat dit gegaan het daar in Jerusalem, soveel jare terug. Maar dis ook 'n voorbereiding. Dis 'n voorbereiding vir die groot lydingsweek. Dis 'n voorbereiding vir die herdenking van Jesus se laaste week voor sy kruisiging. En ons teks is hierdie bekende Filippense 2, en dis 'n teks wat vir my nog altyd gegryp het, elke keer as ek dit gelees het. Dis 'n teks wat besonder klem laat val op dit wat Jesus vir ons gedoen het, op die betekenis wat Jesus se lyding, se kruisiging vir ons gehad het. Mens kan nie hierdie teks lees sonder om terug te dink aan alles wat in daai laaste week gebeur het nie. Te dink aan, ja, soos ons net toe gebid het, die tafels wat omgekeer is in die tempel. Maar ook om te dink aan Jesus wat kniel en sy disippels se voete was. Te dink hoe Jesus daar in die tuin van Getsemane gegryp is deur die soldate, hoe hy geslaan is, hoe sy klere van hom afgeruk is, uit alles wat geloop het tot aan die kruisiging. So, hier's 'n klomp goed wat saamgevat word in hierdie lied wat hier vir ons gegee word. 'n Lied wat vir ons amper 'n prentjie wil skilder van hoe lyk dit wat Jesus vir ons gedoen het. En kom ons stap gou deur die teks. Ek het gevra wat die Bybels hier het, hou hom sommer oop. Kyk weer daar by vers 5. Middelik, die woordjie wat ons dadelik tref, is die woordjie gesindheid. Jesus se gesindheid wat in ons moet leef. Vers 6 wys wie Jesus is, wat sy identiteit is. Hy was in die gestalte van God, hy was self God self. Maar toe los hy daai identiteit in 'n sin om 'n menslike identiteit aan te neem. Vers 7. Hy gee homself nog verder prys deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, 'n dienaar. Iemand wat nie dien omdat hy wil dien nie, maar iemand wat dien omdat hy gedwing word,
Dit is wat 'n slaaf is. In die Griekse teks, julle het al baie die woord gehoor, gebruik 'n woord wat letterlik beteken, 'n mens vat 'n ding, soos 'n bak of wat ook al, en jy dop hom om, jy gooi hom leeg uit, skud hom leeg. Dis 'n sin wat Jesus, dis wat die Griek sê, dat Jesus, dit wie hy was, as God, leeg uitgeskit het, om volledig ook, soos ons, mens te word. Dan vers 8, hierdie uitskit, hierdie gehoorsaamheid, lei tot sy dood. Deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood. Hy het nie halfpad opgehou en gesê, nee, wat is nou genoeg hierdie nie. Ja, hy het gebid en gesê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar hy het die Vader se wil gevolg tot op die einde. Vers 9. Na al hierdie amper afdalende gedeelte tot in die dood, draai die lyn om. Daarom. Dan begin hy sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog. Jesus het nie in die dood gebly nie. En met Paasfees is dit soms juist die gevaar dat ons so fokus op die kruis, tereg, mens moet fokus op die kruis, dat ons vergeet, daar kom ook 'n Paas-Sondagoggend, daar kom ook 'n opstandingsoggend. God het hom ook uitermate verhoog. God kom keer om dit wat gelyk het soos 'n totale verlies. Vers 10, vers 11 sê dan, wat is die resultaat van hierdie eers vernedering en dan verhoging van Jesus? Elke knie sal buig. Dan beskryf hy wie se knie almal sal buig. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here. Dan gebruik die Grieks die woord kurios daar. Heer, waaroor daar nie twyfel is wie hy is nie. En met hierdie loop wat hierdie ou lied geneem het, is daar 2 moontlike reaksies. En dis maar die 2 reaksies wat ons aan die kruis ook sien. Een nou hang aan die een kant en spot Jesus. Messias wat homself nie eers kan red nie. Wat 'n redder is dit? En ons weet dat daai bespotting het aangegaan. Want die Paulus skryf hoe Jesus se kruisdood juis struikelblok vir die Jode was. Hoe dit 'n dwaasheid vir die Grieke was. Mense dink dis mal man. Ek het al vir julle die prentjie gewys van een van die vroegste stukkies graffiti wat ons het oor Jesus. Dis waar iemand geteken het en gespot het met 'n mede-slaaf, vermoed ons, want hy het gespot met 'n slaaf. En dan skryf hy daar dat hierdie ou aanbid 'n donkie, en dan die persoon wat daar geteken is, hang aan 'n kruis, maar die graffiti ou het 'n donkiekop opgesit vir hierdie persoon aan die kruis. Om te sê, maar dit is totale dwaasheid. Waar het jy in jou lewe gehoor dat die Messias, dat God sterf, vrywillig sterf? So dis die een kant, die bespotting, dit kan nie waar wees nie. Maar aan Jesus se ander kant het iemand gehang wat die risiko van die geloof geneem het. Wat gesê het, dink aan my wanneer jy in die koninkryk kom. En ons weet wat Jesus se antwoord was. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So ons het hierdie 2 uiteenlopende reaksies, ook in die Bybel al, op Jesus se kruisdood. En as 'n mens ook hierdie lyn van Filippense 2 volg, dan word mense net weer en weer bewus van, dis eintlik 'n geweldige ding wat Jesus vir ons kom doen het. En hier op die einde, die resultate van wat hy vir ons kom doen het, die verhoging wat hiervan gepraat word, gaan nie oor homself nie. Die heel laaste versreël van hierdie ou lied sê, tot eer van God die Vader.
Dis die pad wat Jesus geloop het, tot eer van God die Vader. En eintlik kom draai God in dit wat met Jesus gebeur, totaal die manier wat ons dink, en wat die mense daai tyd gedink het, maar wat ons eintlik maar nog steeds dink, draai dit om. By God word swakheid oorwinning. Die oorskynlike verloor, daar sterf Jesus. Wat nou? Word 'n oorwinning by God. Een van die Duitse teoloë, Dorothy Zille, skryf, en sy skryf daaruit 'n tyd, toe daar vreeslik baie gewoelinge was oor atoombomme en al die tipe van goed. En dan skryf sy oor hierdie gedeelte, dan sê sy this was God's unilateral disarmament. God wat van sy kant af gesê het, ek sit die guns neer. Ek kom as 'n slaaf, ek kom as 'n dienaar ter wille van julle. En ek dink hulle het dit nogal baie raak gestel in terme van wat dit beteken. Dink nou net vir jou nie, kan jy nou indink vandag as Amerika of Rusland of China of wie ook al sê maar, ons maak ons weermag toe. Sit al die ouens op pensioen. Ons ontwapen al die atoombomme. Kan jy nou dink, wat sal gebeur? Eerste ding wat sal gebeur is mense sal sê, dis malligheid. Geen mens kan dit doen, jy moet jouself beskerm. Maar dis in daai terme wat God na ons toe gekom het. En dis die terme wat hierdie ou lied verduidelik en vir ons beskryf. God kom, en hy kom met die kruis, om vir my en vir jou na hom toe te trek, om vir ons te wys, hy gee werklik om, tot in die dood. Nou in daai tyd het niemand gedink, daar sou iets goeds uit die dood uitkom nie, uit die kruis uitkom nie. Het is baie interessant, dat die kruis as symbool vir gelowiges, kry 'n mens eers na die geslag, wat die Romeine se kruisigings gesien het, na hulle uitgesterf het. Vroeger is dit die bekende visie, Ichthus, Jesus Christus, Seun van God, die akroniem, wat die teken van gelowiges was, of die sogenaamde Giro, die Griekse G met die Griekse R, wat op Christus dui, wat die teken van gelowiges was. Dis eers na die geslag wat nog gesien het hoe Romeine mense kruisig, na hulle uitgesterf het, dat die kruis begin het om 'n teken te word, 'n simbool te word van geloof. So het die kruis mense teen die bors gestuit. Hoe kan daar iets goeds uit die kruis uitkom? En God kom. En dit wat na 'n totale verlies, na 'n totale vernietiging lyk, kom hy en hy kom keer ons manier van dink om. Hy het dit toegedoen, maar hy wil dit vandag ook doen. Hy wil vandag ook dat ons nie staan op ons eie mag en op ons eie eer en hoe ons teenoor ander optree nie. Ons vier Paastyd hierdie jaar in 'n vreemde tyd. Ons vier dit in 'n tyd waar ons 'n jaar gelede skielik toegesluit is, sonder dat ons verwag het. Dit gaan gebeur. Met dreigemente van nog inperkings hier rondom Paasnaweek weer. En dis in hierdie vreemde tyd, waar Christus kom, met sy kruis, en met sy opstanding. En hy kom sê vir ons praat van 'n nuwe normaal. 'n Nuwe normaal van ingeperk wees, 'n nuwe normaal van maskers dra, 'n nuwe normaal van, jy moet mense diep in die oë kyk om hulle te herken. Maar Christus kom sê, maar sy nuwe normaal bestaan al vir 2000 jaar. Hy het gekom en homself ontledig, hy het gekom en homself as 'n slaaf tot in die dood vir ons gegee. En sy nuwe normaal bepaal hoe ek en jy vandag nog leef.
Dit bepaal dat hoekom julle vanmôre hier in die kerk sit. As nie vir dit was wat Christus gedoen het nie, aan die kruis tot deur die opstanding, hoekom sou julle vandag hier gewees het? Die koffie is lekker, maar is nie so lekker nie. Weet so, dit wat Christus kom doen het, bepaal wat ons doen, bepaal ons keuses, bepaal hoe ons na mekaar kyk, bepaal hoe ons na ander mense kyk. Moenie in hierdie tyd so gewoond raak aan die kruis simbool, en so gewoond raak aan paaseiers en paashase en al die goed, dat ons die kruis miskyk nie. Want dit was God wat om my en jou waardesisteme kom omdraai het, sodat ek en jy vandag kan, mag, moet omgee vir mekaar, wat ons in staat is om op 'n ander manier na hierdie wêreld te kyk. Maar God ook hierdie week deur sy kruisiging en opstanding vir elke een van ons opnuut weer net laat besef hoe lyk en hoe vreemd soms lyk dit om as 'n gelowige te leef. Want ons doen goed soos Jesus, want ons wil dieselfde gesindheid hê as wat hy gehad het, wat vir ander mense vreemd, selfs soms bespotlik lyk. Maar in Jesus, in Christus, is dit moontlik om ook vandag sy normaal uit te leef. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Here, is lekker om soms op ons twee bene te kan staan en kragdadig te staan en te sê, maar kyk, ek is hier, ek het my eie ding gedoen. Om soos Frank Sinatra te sing, I did it my way. Om te sê, maar my planne werk. Dit laat ons goed voel. Maar Here, as ons kom by u kruis, as ons kom by die pad wat u geloop het, God self, wat homself leeg maak, om soos ons te word, om 'n slaaf te word, om te sterf, maar om dan weer tot die verbasing en verstomming van die wêreld deur God verhoog te word, uitgelig te word uit die doodheid, om vir ons te wys. Dit gaan nie oor mag nie, dit gaan oor liefde. Dat u normaal leef, u manier van leef vir ons 'n lewe van gesindheid is, van gee onsself vir mekaar, soos wat u vir ons gegee het. En Here, as ons hierdie woorde bid, moet ons onmiddellik sê, dis vir ons moeilik. Want Here, as ons iets sien wat ons omkrap, as ons goed in die politiek of in die finansies of in ons huise of op straat sien, wat nie na ons sin is nie, wat teen ons gaan, wat ons soms aanval, Here, dan raak ons kwaad. En ons raak moeilik. En ons raak gefrustreerd. Heer, wil U ook vir ons leer hoe om die tafels te kan omkeer, sodat dit gaan om U eer. En om eer van God die Vader, en nie om ons eie eer nie. Wil jy ons ook leer hoe om mekaar en ander se voete te was? Nie op 'n manier om te sê, kyk hoe goed is ek nie, maar op 'n manier wat werklik diens betoon. Here, ons kom sit hier as mense vanmôre wat geweldig onder die indruk is van U liefde, hoe U alles gegee het vir ons. Wil U vir ons daai selfde gesindheid gee. In Jesus se naam alleen vra ons dit. Amen.
Ons gaan nou lied sing en soos normaal is daar nie kollekte nie, dis by die deur, die bordjie staan daar, maar kom ons staan op en ons sing 'n lied tot eer van Jesus. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen. Amen.
laat dit aan die verkeerde kant toe omgesit. Laat dit goed gaan met julle vandag verder en ek weet daar's vandag baie lekker eetgoed en ek mis nou 'n bietjie uit want ek moet kom gaan toe, maar seën en laat dit goed gaan met julle. Dankie vir die mense wat op Facebook was en mag julle hierdie lieflike Herfsdag geniet. Totsiens julle.